Vriende, ek groet u in die naam van Jesus Christus ons Here. In hierdie nuwe dag het ons die voorreg om weer eens te kan stil word rondom God se woord. En my bede is dat die Here jou hart sal open, in jou lewe sal werk en jou in die geloof sal versterk deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Dankie dat u vanmôre by ons inskakel. Ek is Dominee Adriaan Swart. Ons lees Jakobus 4 vers 4 tot 6. Weet julle nie, julle ontroues, dat vriendskap met die wêreld vyandskap teen God is nie? Wie 'n vriend van die wêreld wil wees, wys daarmee dat hy 'n vyand van God is. Of dink julle dat die skrif sonder rede sê dat God, die Gees wat hy in ons laat woon, heeltemal vir homself wil hê? Maar die genade wat hy gee, is nog groter. Daarom sê hy, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. 'n Kind van die Here is iemand wat nougeset en toegewyd hul fokus op Jesus Christus moet plaas. Die dag toe Jesus Christus jou hart kom nuut maak het jou lewe verander. Is jy vernuwe deur die Heilige Gees? Is jy geïnspireer en gemotiveer en bekragtig deur God self om vir hom te lewe en toegewyd aan hom alleen? Kinders van die Here kan nie op twee stoele wil sit nie. Op God se stoel en op die wêreld se stoel nie. Jakobus skryf aan die gemeentes in Klein-Asië en hy gee vir hulle praktiese raad oor hulle eie lewe. En hy sê dan ook vir hulle: wie 'n vriend van die wêreld wil wees, wys daarmee dat hy 'n vyand van God is. Jy kan net 'n gelowige wees tot eer van God, of jy's 'n wêreldling wat tot oneer van die Here lewe. Jy kan nie albei gelyk wees nie. Die Here sê dat hy ons totale gees wat hy in ons laat woon, heeltemal vir homself wil hê. Hy deel dit nie met die wêreld of met die Satan of enigiemand anders nie. En hy is baie groot oor ons. Hy wil in 'n lewende verhouding met ons staan. Hy wil hê dat ons die regte pad moet loop en gehoorsaam tot sy eer sal lewe. En as ek en jy met hoogmoedige harte rondloop en soos wêreldlinge lewe, is dit nie tot God se eer nie. Maar die Here gee genade aan die nederiges. En as ons toegewyd en gehoorsaam doen wat hy van ons vra, oorspoel hy ons met sy liefde, met sy vrede, met sy genade, en hy help ons om op die regte pad te lewe. Dis die wil van die Here vir ons lewe. Mag hierdie dag vir jou 'n baie geseënde dag wees. Onderwerp jou aan God, leef uit sy genade. Moenie 'n vriend van die wêreld wees nie, want dan is jy 'n vyand van God. Laat jou fokus op Jesus en op hom alleen wees. En laat alles wat jy doen, hom verheerlik elke dag. Kom ons bid saam. Here, dankie vir hierdie wonderlike dag wat ons uit genade uit u hand ontvang. Ons prys u omdat u ons God en Vader is en ons loof u omdat ons u kinders kan wees. Dankie vir die woord wat die lig vir ons pad en die lamp aan ons voet is en wat u wil aan ons kom bekend maak. Help ons deur u Heilige Gees, Here, om nougeset en toegewyd vir u tot eer te lewe. Help ons om nie vriende van die wêreld te wees nie, maar om 'n vriend van die lewende God te wees, met Jesus Christus as ons verlosser en saligmaker. Seën vir ons hierdie dag, Here, voorsien vir ons asseblief alles om van te lewe, en vul ons met u liefde en genade. In Jesus naam vra ons dit. Amen. Baie dankie vriende, 'n mooi dag vir u.